Christus. Dit is weer vir ons 'n wonderlike voorreg om in die huis van die Here te wees en die woorde van God te spreek. Ons weet ons kan altyd krag kry daarvan en ons is so dankbaar, broers en susters. Ons weet ons is reisigers, ons is vreemdelinge in hierdie wêreld en ons is op soek na 'n gebou waar die boumeester en die oprigter God is. En dit is so wonderlik dat ons altyd na God toe kan kom en dat ons na daai stad toe kan kom wat ons weet waar God vir ons beplan het, dat ons sy woord kan inneem. Want ons weet ook menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red God ons. Ons gaan deur baie moeilike dinge in ons lewens, in ons lewenspad. Jy weet die vyand is maar op ons agterstewels en hy wil altyd ons afbreek. Hy wil ons probeer vernietig, maar ons is so dankbaar dat ons 'n lewende God aanbid. 'n God wat ons kan red uit al ons probleme uit, broers en susters. En so wil ek vanaand net 'n klein boodskapie vir julle bring en ons weet dit is amper die einde van die jaar en die nuwe jaar lê vir ons voor en ons weet daar baie keer is mense geneig om, jy weet, nuwe blaadjies te blaai en jy weet, hulle gaan ophou drink, hulle gaan ophou vloek, hulle gaan ophou rook en jy weet, hulle lewens probeer verander. Maar die slegte daar is, broers en susters, jy weet, soos die persoon wat drink, hy sê hy gaan ophou drink, maar hy gooi die bottel op die gras, hy wil hom nie stikkend gooi nie, want met die nuwe jaar tel hy hom sommer weer op. Maar dit is nie die keuses wat ons wil maak, broers en susters. Ons wil 'n lewende God aanbid. Ons wil na God toe kom en ons wil God aanbid, dat God ons kan verander, dat ons 'n nuwe persoon kan wees in Christus, dat ons vir hom kan lewe, dat ons nie net ons eie besluite maak en sekere dinge verander in ons lewens, daaglikse lewens nie, maar dat ons na God toe kan kom, dat hy die veranderinge in ons kan doen, sodat ons vir hom kan lewe, broers en susters, want ons weet ook dat die tyd so naby is, en dis hoekom die woord altyd so uitgaan, en partykeer voel dit vir jou, jy weet, dat die woord hard is, en dat die woord so met my praat, en hoekom, jy weet, hoekom praat die woord so hard met my, maar broers en susters, dit is om, die evangelie is met fermheid en dringend verkondig, om jou siele te verander, want as jy dalk 'n vader is, of 'n moeder, en jy weet jou kinders, jy weet, speel buite op die pad, en jy weet daar's gevaarlike trokke wat daar kom, gevaarlike karre wat vinnig ry, gaan jy nie net rustig loop en vir hom sê vir jou kind, nee, kom asseblief uit die pad nie, jy gaan met dringendheid gaan jy skree en jy hardloop, want jy wil jou kind red, want jy weet van die gevaar wat daar is, dat daai groot trok jou kind kan doodtrap. En so, broers en susters, probeer ons die evangelie verkondig in die waarheid en in die gees, sodat ons jou kan help, omdat ons weet dat die tyd so naby is. Die woord verkondig vir ons en sê vir ons dat die Here staan by die deur. Hy klop. Is jy bereid om daardie deur oop te maak, broers en susters? Is jy bereid om jou hart oop te maak vir die lewende God, om jou te red, om jou te wys wat is die waarheid en wat hy beplan het vir ons? En so vanaand wil ons 'n klein boodskapie vir julle bring, wat genoem word, jy moet weer gebore word. Dit is so 'n belangrike 'n topic wat ons wil oor gesels en baie mense vat dit liglik op, maar dit is so belangrik, soos wat ons nou uit die skrif gaan lees, waar dit 'n beginbasis is, dis 'n begindoktrine wat die Here vir Nikodemus vertel het, dat ons moet luister na, broers en susters, en ons moet onsself opweeg en sien, waar staan ons? Is ons weer gebore? En soos wat die nuwe jaar op ons is, wil ek jou aanmoedig, dat jy self in jou siel moet inkyk, in jou gees, dat jy kan sien, is ek weer gebore? Waar staan ek met God? Waar staan ek met God in 2025? Is ek gereed om 2026 in te neem saam met hom? Want ons weet dat die wêreld in chaos is, broers en susters, daar's mense daar buite, presidente en ministers wat 'n knoppie kan druk en dit kan 'n hele land vernietig in 'n oomblik. So ons wil nie ons lewens in sulke manne se hande plaas nie, ons wil ons lewens in almagtige God, ons Here Jesus Christus is, om te weet, ewen as hulle 'n knoppie moet druk en dit vernietig die hele wêreld, is ons in 'n paar sekondes, is ons in sy teenwoordigheid vir altyd en altyd. En so wil ons vanaand na God se woord begin lees en ons wil na die eerste skriflesing gaan wat in Efesiërs hoofstuk 4 en ons wil van vers 11 lees. En God se woord sê vir ons, en hy het gegee sommige as apostels en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So ons kan sien hier die Here vir ons die vyfvoudige bediening gegee. Hy het vir ons apostels gegee, profete, evangeliste, hy het vir ons pastore gegee wat kyk na die skape in 'n gemeente en hy het vir ons leraars gegee wat ons in die kennis van God se woord kan opbou. Maar die Here het vir ons hierdie vyfvoudige bediening gegee om die heiliges toe te rus vir die dienswerk, broers en susters. Maar verder sê dit vir ons, totdat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger heen en weer gedryf word deur elke wind van leerling, deur die bedriegery van die mense, deur sluwheid en listigheid tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid bedrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saam verbind, deur ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van alle afsonderlike deel in sy mate, te groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En dan is daar nog 'n skriflesing wat ek vanaand vir julle wil lees, broers en susters, in Johannes hoofstuk 3, en dan gaan ons lees van vers 1 af, Johannes hoofstuk 3 vers 1 af, en dis hierso waar Nicodemus in die aand, want hy was 'n geheimige gelowige, want hy was maar bang vir die fariseërs of die sadduseërs wat hy was fariseërs wat hy saam geglo het, maar hy het gekom. Gelukkig het hy gekom, broers en susters. Dis dalk in die aand, maar ten minste het hy daardie besluit gekom om na Jesus toe te kom. Maar so lees die woord van die Here vir ons in vers 1, hoofstuk 3 sê daar, en daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nicodemus, owerste van die Jode. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. So dit is 'n belangrike skrif wat ek vir julle wil beklemtoning gee, broers en susters. Dit sê hierso, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie eers die koninkryk sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toen tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse dinge vertel? En so, broers en susters, wil ons kyk vanaand na die wedergeboorte, om te sien, maar waar is ek? Waar is ek in die proses van God? Waar sien ek myself? En dit is 'n belangrike onderwerp, broers en susters, waar jy moet gaan kyk en jy moet gaan studeer en sien, waar is ek in die program van God? Waar sien ek, as ek moet vanaand doodgaan, waar gaan ek opeindig? Het ek dalk net iets geluister wat iemand gesê het, en ek gedink het ek is wedergeboorte, maar soos ons nou hier gesien het, wys die Here vir ons, dat jy nie eers in die koninkryk kan ingaan nie. Jy gaan dit nie eers kan sien nie. So dit is 'n belangrike onderwerp. Maar voor ons aangaan, laat ons net ons hoofde buig en ons
die Here in ons teenwoordigheid uitnooi, sodat hy ons kan seën vanaand. Dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons sê dankie vir u genade en liefde, Here. Dankie dat ons weer die voorreg het, Here, om na die troon van genade en liefde toe te kan kom vanaand, Here, waar ons u woord nou gelees het. Ons weet, Here, dat enige iemand kan die woorde van 'n boek oopmaak, Here. Maar ons bid en vra, Here Jesus, dat u die woorde wat gespreek is, dat u dit sal salf, dat u kinders sal salf, Here, dat u hulle harte sal oopmaak, dat u hulle ore sal oopmaak, Here. Dat ons kan sien hoe belangrik dit is, Here Jesus, om wedergeboorte te wees, Here. Sodat ons in daardie koninkryk wat u vir ons beplan het, Here, wat u voor die grondlegging van die aarde vir ons beplan het, sodat ons daar moet wees, dat ons dit kan sien en verstaan, Here. Liewe Vader, ons is lief vir u, ons prys u en ons dien u, Here. U is ons hemelse Vader, Here, en ons kan niks sonder u doen nie. Ons bid en vra, Here, dat u sal afkom, dat u met elke hart en elke siel sal gesels vanaand, Here, vir almal wat hierdie boodskapie sal luister, en waar ook hulle in tyd sal wees, wanneer hulle dit sal luister, dat daar 'n spesiale salwing sal wees, Here. Ons weet dat hierdie jaar amper op 'n einde is, Here, en 'n nuwe jaar staan vir ons voor, en ons wil die nuwe jaar ingaan met u, Vader. Ons wil nie net keuses maak, ons eie besluite om sekere dinge af te skiet nie, maar ons wil die Hemelse Vader aanvaar in ons harte, in ons siel, en alles wat ons het en wat ons besit, Here, wil ons weet dat u by ons is. En wanneer ons die vyand moet gaan veg, weet ons dat u voor ons uitgaan, Here. U is ons almagtige oorwinnaar, en ons is so dankbaar om deel te wees van u koninkryk. Help ons vanaand, Here Jesus, om hierdie onderwerp net 'n bietjie te verduidelik vir die mense daar buite, Here, sodat hulle kan sien, dat hulle harte kan aangeraak word, en dat hulle bietjie nader aan u kan kom. Ons plaas nou hierdie diens in u hande, ek plaas myself in u hande, Here. Ek vra dat u my gedagtes en my lippe sal seën en sal salf, Here, dat ek die woorde van lewe sal spreek, en dat die kinders van die Here sal geseën wees. Ons is lief vir u, Vader, en ons sê dankie vir u woord, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So broers en susters, soos ek gesê het, so hierdie onderwerp van die wedergeboorte was die doktrine van Jesus, sy eerste doktrine, en so ons wil gaan kyk en weet en sien hoe belangrik dit is om wedergebore te wees, want ons weet daar's baie verskillende betekenisse van wedergeboorte, en soos ons weet ook, daar's baie denominasies daar buite, en die Here seën elke een van hulle, en vir julle pastore en leerlinge, net soos wat ons gesien het met die vyfvoudige bediening, maar as 'n mens na daardie denominasies toe moet gaan, na die AGS, of die NG, of die Methodiste, of die Baptiste, en ons vra hulle, wat beteken om wedergebore te wees, dan gaan ons sien dat elke een het hulle eie interpretasie. Elkeen sal sê 'n sekere ding wat hulle aan glo, en wat hulle as 'n doktrine vasgestel het, dit is die wedergeboorte. Maar ons wil sien, broers en susters, ons wil nie net menslike verklaringe sê nie, maar ons wil die definitiewe waarheid sien. Wat is dit om wedergebore te wees, sodat ons die waarheid in God se woord kan sien, want Jesus het nie net gesê, jy behoort wedergebore te word nie, of dit sal beter wees, of dit sal goed wees nie, nee. Hy het gesê, jy moet wedergebore wees. En dit is so belangrik, broers en susters, want ons wil nie die verskillende verklaringe hoor en sien, okay, nee, dit is wat dalk die betekenis is, of dit is wat dalk die betekenis is nie, nee, want dit is ons ewige bestemming wat dit gaan bepaal. Ons wil nie net enige pil by die dokter vat en dit sluk nie, ons wil weet wat daardie pil beteken en wat gaan hy doen aan my liggaam. En so wil ons nie net enige ding aanvaar wat enige iemand sê nie, broers en susters, en soos wat ons soveel keer al oor en oor gesê het en gepreek het vir julle, dit is so belangrik om altyd terug te keer na God se woord toe, sodat ons kan sien, want ewen hierso in die skrif het Nicodemus, hulle het dit nie verstaan nie, sê, hoe kan 'n man 'n tweede keer gebore wees, dat hy na 'n vleeslike manier gekyk het, en die Here verduidelik vir hom, jy weet dat, jy moet wedergebore wees om hierdie dinge te verstaan, maar ewen as jy die aardse dinge nie eens verstaan nie, hoe gaan jy, as ons nog al hierdie wonderlike dinge van die hemele af gaan hoor, hoe gaan ons dit verstaan? So ons wil mooi luister wat God se woord vir ons sê. Ons wil nie die onkruid hoor nie, broers en susters, want ons weet,
baie mense kom van ver af en hulle doen moete en dit is 'n opoffering om Woensdae en Sondag en wanneer ook al jy by die kerk aankom, wanneer jy verskillende dienste het, maar dit is die verantwoordelikheid van die predikers van die 5-voudige bediening om die leerling in die waarheid vir die mense te bring in die regte doktrine. Want ons wil nie net God se woord vat en verander soos wat dit ons pas nie, ons wil altyd bly by die fondasie. Want as die fondasie nie reg is nie, broers en susters, gaan daardie huis wat jy bou, gaan in mekaar inval. As daar 'n groot storm kom, en soos ons die afgelope tyd gesien het, ewen met die groot reën en die haal en alles wat kom, jy weet, dan begin daai dakke in mekaar insak en die fondasies gaan breek en die huise spoel weg. Maar nee, maar as ons op God se woord gestaan het, is dit so, die skrif is so wonderlik en sê dat dis beter om op God se woord te staan as wat ek ewen in die hemel is. Want hemel en aarde sal verbygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan nie. So dit is so belangrik om net op God se woord te staan, want ons weet, dan is ons veilig. En ons wil sien dat hierdie wedergeboorte, dat ons kan sien dat dit in die skrif is en wat dit vir ons beteken om regtig wedergeboorte te wees. Want daarso in die weste is daar 'n sekere onkruid wat jy kry wat hulle noem 'n malkruid. En die mense wat sekere diere het soos perde en goeters, hulle is versigtig om te sien dat jy weet dat daardie perde nie daai malkruid moet inneem nie, want sodra hulle dit inkry dan is hulle, jy weet, hulle soos onhanteerbaar, hulle is nutteloos. Jy kan nie eers met hulle enigiets uitgerig kry nie. En so wil ons hê, broers en susters, dat jy nie die verkeerde onkruid moet eet nie, want ons moet pas op wat jy eet. Want soos 'n herder of 'n leraar wat agter hierdie pulpit staan en die woorde van God bring, wil die waarheid bring en dit wil nie net jy weet enigiets vir julle gee en sê of doen nie, dit moet die waarheid wees dat dit volgens God se woord is. En so kan ons sien dat Jesus staan duidelik wat hy sê, jy moet wedergebore wees, broers en susters. En as ons die skrif wys dit vir ons dat 'n mens uit die gees moet gebore word en dan deur die Heilige Gees sal ons in die liggaam van Christus kom. Maar ons sien dat omdat daar baie verwarring daar buite is, jy weet wat sê die wedergeboorte is, jy weet dat as jy dalk gedoop is met waterdoop, is dit die wedergeboorte. Party glo dat jy 'n goeie daad doen in die water of dat dit dalk die nuwe geboorte is. Ander glo wat as jy 'n geloofbelydenis of 'n aansluiting by 'n kerk se tradisie, is 'n mens weer gebore. En jy weet ons wil nie verskil en ons wil nie iets sleg sê met verskillende denominasie en wat hulle dalk sê of wat hulle geloofsbelydenis in goeters is nie, maar ons wil nie die skrif verdraai soos wat dit ons toepas nie, ons wil draai volgens wat God se woord dit is. En ons wil sien dat hierdie nuwe geboorte gaan bo ons verstand, broers en susters, dis bo ons idees, bo ons denke. Dis iets natuurlik, 'n natuurlike denke, geestelike werklikheid wat God vir onsself doen, waar hy ons verander. As ek 'n stukkie ham vat en ek sit dit hierso en ek sprinkel bietjie water, gaan dit nie verander in 'n stuk vis nie. So gaan dit ook nie help as jy iemand vat en jy sprinkel bietjie water, dat jy hom gaan heeltemal verander nie. So ons wil sien, jy weet dat hierdie nuwe mens, dis nie deur geloofsbelydenis of kerklidmaatskap of 'n verandering van idees, dit is nie die wedergeboorte nie, broers en susters, daar's 'n ondervinding, 'n bo-natuurlike ding, wat werklik met jou gebeur tussen jou en God, dat jy deel is van daardie liggaam, dat dit nie net 'n ritueel of 'n tradisie of 'n belydenis van lidmaatskap is nie, maar daar is 'n ervaring wat jy en God saam het. En dis 'n daad wat God aandoen. So ons wil begin om te baseer die rede waarom ons weer gebore moet word, is omdat die Bybel dit vir ons leer, dat ons almal in sonde gebore is. Ons is gevorm in onregtigheid, in die wêreld ingekom, in leuns gespreek. So ons weet ons is, broers en susters, jy hoef nie vir 'n kind te sê om te lieg nie, hy doen dit sommer natuurlik, want jy is in hierdie liggaam gebore in sonde. Dan wys dit vir ons dat ons natuur, ons mee te begin, sondig is om te begin. Ons is niks werd om mee te begin nie, so ons kan nie op enigiets roem met ons slimmigheid, ons opregtigheid, of hoe groot ons is, of hoe klein ons is, of wat nog. Ons is heeltemal verkeerd om mee te begin. En daar is algeheel niks wat ons daaraan kan doen nie. Jy kan nie, Jesus het gesê, wie deur te kwel kan voeg een, of by een sy lente voeg, een el by sy lente voeg.
Jy kan al die gedagtes neem, al die drome daaromtrent, dit lees, dit bestudeer, dit ondersoek en al die res. En jy kan jouself nie 1 uur te help nie. So dit gooi dit net alles uit. En ons is so bly dat dit so gedoen is, broers en susters, want baie keer maak die kerk dit ingewikkeld hoe om by God te kom, maar die Here maak dit eenvoudig, sodat hy dit afgebring het na 'n plek waar ons almal dit kan sien. Ons kan almal dit kry, want die skrif sê vir wie ook al wil, dat as jy daardie besluit maak, dat ek die Here wil dien, is jy daarso, jy tussen jy en God, kan jy daardie besluit maak. Maar wat is God se plan vir my en jou, broers en susters? Want ons weet, niemand kan vir mekaar red nie. Ek kan nie jou red nie, jy kan nie my red nie, maar die Here het iets gedoen waar hy jou sou wil red. Want ons weet, ons is gebore in sonde, ons is gevorm in onregtigheid. Ons het in hierdie wêreld gekom met hierdie natuur van leuns. En as ons teen God se woord iets sê, is dit vals, want God se plan vir ons is die waarheid. En God het self die plan gemaak waar deur hy ons gaan gered word. So ons wil sien dat ons kan niks by daardie plan toevoeg of verander nie. Dit is volledig in God se werk. En hoe God dit beplan het in die begin, dat dit met 'n lam, met bloed, sou hy het reg deur wat hy vir ons gewys het 2000 jaar terug, waar hy gesterf het op die kruis vir ons. Maar daarom weet ons, broers en susters, dat elke mens se woord alleen is, maar myne die waarheid. So ons weet dat God se woord die waarheid. So ons durf nie om God se woord eers te verander of by te voeg nie, want ons weet hoe gevaarlik dit is en dat jou naam weggeneem kan word. So ons weet dat rituele of menslike gebruike kan ons op die agtergrond skuif, want God se woord is die standaard en soos die fondasie wat ons van gepraat het. En so weet ons dat God se plan is vir ons vir redding en ons kan niks anders te doen as op sy manier nie. So ons besef dat jy weet dat die koninkryk van God, jy kan dit nie eers verstaan nie as jy nie wedergeboorte is nie. Jesus het dit self beklemtoon om te sê, as iemand nie weergebore nie, kan hy nie in die koninkryk binne gaan nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk sien nie. En hy sê dit 2 keer vir Nikodemus en hy sê voorwaar is om te wys absoluut. So jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie verstaan nie, jy kan dit nie eers betree nie, as jy nie wedergebore is nie. So dit wys vir ons, broers en susters, dat sonder wedergebore bly alles 'n verborgenheid. Maar wanneer ek weergebore word, dan kan ek God se plan sien en ek kan sy koninkryk sien. Ons weet dat die koninkryk is nie so sien met jou oë nie, maar dit so om dit te verstaan soos met jou hart. Ons weet ook soos jy weet, broers en susters, ons kry baie boukontrakteurs en daar's baie geboue daar buite en huise en baie pragtige huise wat die boukontrakteurs bou of hierdie groot malls wat hulle so bou. Maar as jy vir daardie boukontrakteur planne moet gee, 'n bloudruk planne, en hy weet nie hoe om dit te lees nie, gaan jy 'n verkeerde gebou kry. Jy gaan dalk vensters gaan op die verkeerde plekke wees, mure en deure gaan op die verkeerde plek wees, die dak gaan dalk nie reg wees nie, want omdat hy nie verstaan hoe hy daardie bloudrukplanne lees nie. So is dit vir ons, broers en susters, so belangrik dat ons die wedergeboorte het, sodat ons die gees van God in ons kan hê, dat ons sy plan kan verstaan, sodat ons kan sien in 2025, dat ons kan sien, maar God is hierso, maar dit is besig om te gebeur, dit is besig om te gebeur, dat jy weet dat sy woord is besig om vervul te word. Maar as jy nie wedergebore is nie, hoe gaan jy dit sien? Hoe gaan jy verstaan, as jy nie eers die aardlikse dinge kan verstaan nie, hoe gaan jy die hemelse dinge verstaan? En so is dit vir ons belangrik, broers en susters, dat jy moet wedergebore kan wees, sodat jy die geestelike aspekte van God se woord kan verstaan en kan glo. Maar eers beskou ons onsself as sondaars. Ons is waardig van die oordeel. En ons is almal gebore in sonde en gevorm in onregtigheid. Daar's nie 'n goeie deel aan ons nie. Ons verstand is sleg, ons siel is verderflik, ons konstante denke is boos. Elke denkbare gedagte van mense verstand is boos, is sondaar en ook dat ons liggame swak is. Ons gees is niks werd en ons is net vol
verderflikheid. Ons kan nie eers 'n verderflike ding, 'n ander goeie ding uit 'n verderflike voortbring nie. Job sê in die 14de hoofstuk, hy het gesê, omdat mens gebore is uit 'n vrou, is hy vol verdriet en onrus, al spruit hy uit soos 'n blom, verwelk hy weer. En verder, soos die profeet voortgaan om te sê, het hy gesê, wie kan 'n reine uit 'n onreine voortbring? Nie een nie. Jy laat sak jou emmer in 'n put en trek 'n emmer water op en dit is stagnant. Dit is vuil, dit stink. So as jy daardie emmer afsak in daardie put, soos in die ou dae, en jy trek hom op, is hy vuil. Dit help nie jy sak daardie emmer weer nie, hy gaan net weer vuil wees, vol slegte water wat jy nie kan drink nie. En so, broers en susters, is ons liggame, soos wat ons gebore is in hierdie wêreld, is ons stagnant, ons is vuil, daar's niks wat ons kan doen om onsself te red nie. Jy moet daardie offer wat die Here vir ons gedoen het, moet jy aanvaar. Jy moet daardie besluit maak, sodat jy wedergebore kan wees. So ons weet, God het bepaal om die mens te red. Hy het die onregtigheid van homself op hom geplaas, die straf van sonde. Wanneer as jy gebore word, is die straf van sonde is dood. Sonde is dood. En die straf was so groot dat daar niemand van ons is wat die ander kon help nie. So daar moes iemand gekom het wat hierdie straf gevat het. As daar vanaand hier in hierdie gebou iemand kom met 'n groot geweer en hy sê jy moet soveel miljoene rande betaal voordat jy kan uitgaan, dan gaan hy ons skiet, broers en susters, want ons het nie daardie miljoene rande om hom te betaal nie. Daar moes iemand gekom het wat opgestaan het en gesê het, maar ek het die miljoene om vir jou te gee, om ons vry te laat, want hy sou vir ons kan gered het. Maar ons besef ook die een wat die verlossing gee, dat die een wat die werk van verlossing kon doen, kon dit nie self doen. Hy moes iemand wees wat waardig was om te verlos. As ons kyk na die bloedverlante losser, want dit is so 'n mooi verhouding of 'n mooi boodskap in God se woord, en veral in die boek van Rut, waar ons sien Naomi, waar sy 'n Israelitiese vrou was, waar sy 'n man gehad het en 2 seuns, en hulle het Moab toe verhuis, in 'n hongersnood, toe het hulle soontoe vertrek, en in daardie tyd het haar man en haar seuns was oorlede. En sy het alleen agtergebly saam met haar skoondogters, en sy wou weer terugkeer na Bethlehem toe. En soos sy teruggaan, het haar skoondogters haar gevolg, en die een skoondogter, Rut, het na haar toe gekom. Sy was 'n Moabitiese vrou, sy was 'n buitelander vir Naomi, vir die Israeliete. En sy het na Naomi toe gekom en gesê, nee, jou mense is my mense, jou God is my God, jy weet, waar jy bly, gaan ek bly. En sy het haar gevolg, die ander skoondogter het teruggegaan, maar Naomi het alles verloor, maar daar moes 'n bloedverwante verlosser gekom het om alles terug te eis wat sy verloor het. En so kom die storie waar Rut na die verskillende lande gegaan het en waar sy are opgetel het, en so het sy vir Boas ontmoet. En in hierdie tyd waar sy Boas ontmoet het, weet waar Boas was een van die bloedverwante van Naomi, van haar man Emelek. So hy was 'n Israelities, en volgens die wet kon hy dit teruggekoop het. Daar was 'n verskillende proses in die wet wat hy moes gedoen het om dit terug te koop. En so, broers en susters, kan ons sê dat die Here moes afgekom het, want hy moes bloedverwant gewees het om ons te verlos van ons sonde. Ons weet dat dit was wonderbaarlik toe hy die gees van God was, waar hy in die pilaar van vuur saam met die kinders van Israel gegaan het en sulke wonderwerke gedoen het, en hulle het Egiptenare wat hulle verwoes het met die pla en alles, maar daardie vuurkolom moes afgekom het in vlees, en vlees geraak het om ons terug te koop. Anders kon hy dit nie gedoen het nie, want God, Jehovah, moes vlees geword het. Hy moes geweet het hoe voel ons en wat ons deurgegaan het. Dis hoekom hy ons hoëpriester is. Dit is so wonderlik, broers en susters, dat God weet presies hoe voel jy vanaand. Maak nie saak wat jy deurgaan, wat se finansiële probleme jy deurgaan nie, maak nie saak wat jy by die werk of by die skool of universiteit of wat ook al jy moet deurgaan as 'n persoon in waar jy miskien depressief voel en jy voel net, jy weet hoe gaan daar nog lig skyn nie. God weet presies hoe voel jy. God het gevoel waar hy nie 'n huis gehad het nie.
jy weet waar hy in die wildernis was, waar hy vir 40 dae nie kos gehad het nie. Hy weet elke aspek van wat jy deurgaan, elke toets, struikelblok wat jy moet deurgaan, weet die Here vanaf. En so is dit so wonderlik, broers en susters, dat hy daardie fontein van bloed, van Immanuel, wat hy homself voorsien het, om vir ons te sterf op die kruis, deur sy wonde is ons genees. Deur sy wonde kan ons vandag genesing kry, dat hy nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd is. Hy is die een wat die ongeregtighede gedra het op homself, sodat hy ons losser kan wees, en steeds vandag se tyd. Maar ons sien nog 'n mooi prentjie in die skrif, broers en susters, en waar jy dit ook hierso kan lees van in hoofstuk 3 van Johannes, van waar Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens ook verhoog word. So ons sien 'n pragtige beeld in Numeri, waar die Israeliete deur die slange gebyt was. En dit was dodelik, en daar was geen geneesheer of 'n menslike middel wat hulle kon help nie. So hulle het daar in die wildernis gegaan en met hulle ongeloof, en jy weet waar hulle baie gekla het, jy weet was al baie slange waar die Here slange gestuur het, en hulle is gebyt en hulle dood gegaan. Maar ons sien dat Moses hierdie koperslang opgerig het. En die wonderlike ding, broers en susters, wanneer God hierdie oplossing vir ons gegee het, en Moses het hierdie koperslang opgerig, al wat die volk moes gedoen het, daar was nie iets wat hulle moes gesê het, of 'n ritueel, of 'n geloofsbelijdenis, of enigiets gesê het nie. Hulle moes net gekyk het, en hulle kon gelewe het. So dit was nie om iets aan te sluit, of te presteer, of enigiets nie. Kyk en lewe. Dit was so eenvoudig, dat niemand dit kon misverstaan het nie. Wanneer hierdie slang my gebyt het, en jy weet jy gaan nou dood, kyk na die koperslang. En ons sien dat dit ook vandag Christus vir ons simboliseer, wat die een wat opgehef is, broers en susters. En want ons weet ook, waar die symbool van die koperslang, jy weet, dit is waar koper is 'n symbool van oordeel. So dit verteenwoordig oordeel. Die brandofferaltaar in die Ou Testament is gemaak van koper. Elia, toe hy in sy tyd, toe hy na die hemel gekyk het, toe sê dit lyk soos koper, want goddelike oordeel was besig om oor die ongeloof van die mense te wees. So ons sien die vorm van die slang van teenwoordigheid sonde wat reeds veroordeel is, want die slang is in Eden veroordeel. So dit simboliseer die koperslang, die uitgesproke oordeel van God oor sonde. So wanneer ons na Christus kyk, sien ons dat die volle straf vir sonde op hom was. Hy het daai parskyp van God se oordeel op homself gevat. So daar was geen engel, geen mens, geen kerk, geen aardse vriend wat dit kon gedoen het nie, broers en susters. Ewen in die tyd toe die Here op die kruis gehang het, ewen die natuur homself het weggeskuif, om te wys dat ewen die natuur kan jou nie red op daardie oomblik nie. Dis net hy, tussen jou en hom, wat hy jou kan red. So ons sien dat die aarde gesidder het, toe hy op die kruis gehang het. Die sterre het skaam geword, die son het geweier om te skyn, die maan het sy lig uitgedoof. Duister was so intens, dat jy het kon gevoel het. Geen mens of sterling kon dit dra wat hy gedra het nie. Dit is die grootste oomblik van lyding in geskiedenis, van in die hele wêreld, broers en susters, waar die Here die hele wêreld se sonde op sy skouers gedra het, en hy moes dit gevat het vir my en vir jou, sodat hy ons kon red, sodat hy ons kan terugbring na daardie koninkryk wat hy vir ons beplan het. Maar as jy nie wedergebore is nie, gaan jy nie daardie koninkryk sien nie. So die Here het vir ons daardie straf gevat, broers en susters. Maar as ons hierdie nuwe geboorte wil benader, en ons wil dit verstaan, moet ons sien dat dit 'n proses is. Dit is 'n proses van sterf. Nie net om iets 'n besluit te maak of 'n geloofsbelijdenis nie, nee. Dis om jou ou gees, jou ou gewoontes, jou ou denke, jou ou natuur wat jy het, dat jy moet sterf op daardie altaar, net soos wat hy gesterf het. Die skrif sê, laat dit gesindheid wat in Christus was, ook in julle wees. Want ons kan nie sê ons is wedergeboorte en ons stem nie saam met God se woorde nie. God maak vir ons 'n nuwe skepsel, is 'n nuwe skepping, waar ons voorheen met 'n seksuele gebore was,
is ons nou gebore uit die gees van God uit. Ons ou gedagtes moet dood wees, soos op daardie koperslang, sonder lewe. Want Jesus het die volle prys betaal, broers en susters. Hy het die hele wêreld het geskit, toe hy gesterwe het. Die bloed en water het geskei in sy liggaam. Die dood het die hele skepping geskit, die son, die maan en die sterre, soos wat ons gesê het. Jy weet, as wat God self in vlees gekom het, om daardie prys vir ons te betaal, dat die skepper van die hemel en aarde op daardie kruis gehang het. As dit alles so geskit het, hoe moet dit nie jou hart vanaand skit nie? Om te sê, jy weet dat ek moet doodgaan op daardie altaar, ek moet sterf saam met my offer, sodat God se geregtigheid op jou kan kom. Wanneer God se regtigheid op my kom, dan word ek dood, word sonde dood in my. Want broers en susters, hierdie proses waar jy moet doodgaan, dis altyd daar's wanneer iets moet sterwe sodat jy kan lewe. Jy kan sê, maar ek is dat jy weet, jy eet dalk nie vleis nie, jy's 'n vegetarian en jy weet, jy maak iets dood nie, maar daar's groente of vrugte of plante wat lewe, 'n boom wat lewe het, en daardie boom moes gesterf het sodat jy kan lewe. Daardie vrug moet sterwe sodat jy kan lewe. Die koring, die mielies, die blomme, wat ook al daar weer is, broers en susters, of as jy hou van vleis, ons Suid-Afrikaners hou gelukkig van vleis. Jy weet so, waar daar's beeste, skape, varke, wat ook al moet iets doodgaan, sodat jy kan lewe. En wanneer ons aanvaar, sterf ons aan onsself, broers en susters, ons eie begeerte, ons eie behoeftes, ons eie denke. Want dit is belangrik dat, wanneer hierdie geboorte is daar 'n nuwe geboorte. Eers om te sterf, word jy gebore. En as jy nog steeds die dinge van die wêreld in jou het, dan is jy nie gebore nie. Want dan is jy te lewendig. Want hoe kan jy wedergebore wees, as jy nog steeds die dinge van die wêreld lief het? En so wil ons ook kyk, broers en susters, wanneer ons op hierdie oordeelsaltaar is, hierdie koperslang, Jesus Christus, sodat ons na hom toe kom, sien ons dat God sy offer, as ons sy God aanvaar, kan ons nie terug opstaan lewendig in sonde nie. Nee, ons kan nie. Ons moet geestelik dood word soos daardie koperslang, soos wat Christus se liggaam in die graf was. Niks van die ou mens bly oor nie. Jy kan nie jou eie, daardie ou mens kan jy nie weer opstaan nie. En maak nie saak die uiterlike tekens waar jy 'n besluit gemaak het en jy huil en jy dans en jy profeteer en jy hardloop of jy die kerk aangesluit. Nee. Moenie lewendig wees vir sonde nie, broers en susters. Ewen as al die geestelike ervarings daar was in die wêreld lewe, het jy nog nie gesterwe nie. Die ware dood aan sonde beteken my lewe het verander en is sigbaar en werklik. Maar ons sien, broers en susters, wanneer jy net 'n besluit maak en die begeertes is nog steeds daar, bewys dit jou dat jy nog nie heeltemal daar is nie. As jy nog 'n begeerte het om te rook of te drink of nog om daar buite te dans en goeders van die wêreld te doen, dan wys dit dat jy nog nie hierdie offer wat God vir jou gegee het, werklik aanvaar het nie. Want dit wys vir ons, broers en susters, dat ons moet dood wees vir sonde, dat ons kan lewend wees in Christus. Want die skrif sê, Jesus het gesê, baie sal na my toe kom in daardie dag, en sê, Here, het ons nie gedoen en dat gedoen nie, dan sê hy vir ons, gaan weg van my julle wat ongeregtigheid doen. Daar's 'n persoonlike verhouding wat jy met Christus moet hê, broers en susters. Daar's niemand wat die keuse vir jou kan maak nie. Jy moet self daardie keuse maak, dat ek vir Christus wil lewe, dat ek my lewe wil sterwe op daardie oordeelsaltaar, daardie koperslang. Nee, ek wil kyk en lewe vir Jesus Christus. Ek wil doodgaan vir myself, sodat daardie begeerlikhede van die wêreld kan eenkant sit, dat ek as 'n nuwe mens kan opstaan as 'n nuwe skepsel. En wanneer daardie offer ontvang word deur die vuur, en dan gaan dit op soos die rook gaan opstyg op, weet ons dat daai offer in die hemel word weggeseël van die dinge van die wêreld. Dat jy word weggeseël, daardie seël, broers en susters, wat so belangrik is in jou hart. Jy weet, daardie seël is meer kosbaar as 10.000 wêrelde daar buite.
En Jesus Christus het vir daardie siel gesterwe. Hy het daardie pardon wat jy kan aanvaar vandag en vanaand, kan jy, wat hy losgekoop het, kan jy aanvaar en kan teruggaan na hom toe. Maar die probleem is, broers en susters, ons is te lewendig. Ons moet kyk na God se woord, want God se woord sal ons was ook. Soos ons meer van die woord lewe en ons die woord soos dit preek en die leraars preek dit en die vyfvoudige bediening preek dit, so was die woord ons en ons word skoon en dan as ons lewe kan skoonmaak van die waarheid van die skrif, jy weet ons kan nie rook wegsit, ons kan nie rook wegsit of kan nie drank wegsit of ons kan hierdie wegsit, pornografie wegsit of wat ook al jou pla. Wat ook al duiwel jou probeer intimideer of probeer jou salf met sy slegtigheid. Jy kan dit wegsit, broers en susters, want God is jou nuwe ouer. Wanneer jy van God gebore is hy jou ouer. Dis nie net dat jy in 'n kerk is en die kerk is jou ouer nie, nee. Jy begin leer en vorm word deur God. Nie net deur tradisie nie. En wanneer God se woord jou sny of korrigeer en buig en daarbey, jy weet, dis nie net opinies nie, maar jy is besig om te kyk wat die Vader se wil is vir jou. Jesus toe hy op die aarde was, het hy gesê, ek kan niks doen behalwe wat die Vader vir my wys nie. Want hy het so, jy weet, die verskillende wonderwerke wat hy gedoen het, of hy na Bethesda toe gegaan het vir die man wat daar siek was, en waar hy duisende mense verbygeloop het, kinders wat dalk baie siek was, mense wat blind was, verlam was, maar hy het geloop na daardie persoon toe, en hy daardie persoon gesê het, vat op jou bed en gaan, en waar hy hom gesond gemaak het, want die Vader het vir hom gewys, dat hy moet na daardie persoon toe gaan. Of soos wat ons sien waar die vrou by die put sit, en waar hy sy disippels gestuur het om in Samaria kos te koop, en toe gaan sit hy by daai put, en hy gesels met haar, en hy sien, jy weet, waar probleme is, en wat het sy op haar hart, en hy gaan sê, nee, sy moet haar man gaan roep, en hy sien presies waar haar probleem is, maar die Vader het vir hom gewys om daar te gaan sit, en so broers en susters, moet ons so 'n persoonlike verhouding met God hê, dat hy ons kan lei met sy gees, sodat wanneer die Here vir jou sê, gaan hierdie kant toe, gaan daai kant toe, dan weet jy, dat jy in die wil van die Here is. Want ons weet ook, broers en susters, dat ons die vrugte sal dra. As ons sê dat ons wedergeboorte is, en ons is 'n kind van God, wanneer jy daar buite gaan, en jy gaan kyk na 'n appelboom, of 'n lemoenboom, of 'n perskeboom, dan kan jy die vrug van die boom sien, dan weet jy, identifiseer jy, wat so boom dit is. So as jy sê dat jy 'n kind van God is, en dat jy vir die Here lewe, kan ons sien by die vrugte wat jy dra. As ons sien dat jy in sonde lewe, en dat jy die dinge van die wêreld lief het, en dat jy nog steeds kwaad word, en iemand op mense skree, as hulle dalk iets vra, jy weet, dan kan ons sien dat daai vrugte, dat daar 'n probleem is. So daar's 'n natuur wat saam met dit gaan, broers en susters, want jou natuur moet verander. En soos wat ons gesê het, en soos ons gespreek het, jy weet dat jy in sonde gebore is, so jou natuur wat jy hier het, is klaar verkeerd. Jou gees wat jy het, is klaar verkeerd. Daar's iets wat die Here bonatuurlik moet doen om jou verander, sodat jy 'n kind van God kan wees, dat jy 'n hemelse kind is, en sodat jy die hemelse dinge kan verstaan, wanneer hy dit vir ons openbaar in sy woord, en wanneer God se profeet, of sy vyfvoudige bediening die woord spreek, sodat jy dit kan ontvang, dat dit met geloof, met gehoor, weet ons, kom geloof, sodat jy dit kan ontvang, dat dit in jou hart kan inval, en dat jy dit kan manifesteer, om te wys dat God nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd is. Want broers en susters, dis wonderlik om 'n preek te hoor, maar dis die beste om 'n preek uit te lewe, sodat mense kan sien, dat jy 'n kind van God is. En ons weet dat God se natuur 'n wonderwerk is. Ons sien dat 'n nuwe geboorte 'n wonderwerk is. Ons sien dat 'n nuwe lewe 'n wonderwerk is. Selfs jou natuur is 'n wonderwerk. Baie sal sê nee, wonderwerke is verby. Maar nee, jy's 'n nuwe skepsel in Christus. Daar was lank terug was daar 'n boer wat 'n eier gekry het, en hy het hierdie eier gevat, en hy het hom tussen sy hoenders gaan plaas. En toe hierdie eier op 'n sekere stadium, toe broei hierdie eier uit. En toe hy uitbroei, toe is dit 'n arend. Toe is dit nou hierdie wonderlike voël, arend, tussen al hierdie hoenders.
En soos wat hy maar saam die hoender en loop en saam die ander hoenders, begin hy te eet aan die hoenderkos. En broers en susters, die duiwel sal jou probeer met die dinge van die wêreld, sal hy jou probeer voer. Maar jy sal sien dat daaraan, dit is nie vir jou nie. As jy wedergeboorte is, sal daardie goed jou nie meer voed nie. Want jy hoor, soos wat jy daarso sal gaan saam met daai verskillende hoenders, kom jy agter, maar jy het vlerke, maar jy's anderste, maar jy lyk anderste, maar jy verstaan dit nie dalk heeltemal nie. Maar tot daar 'n ander arend, 'n moeder arend, want sy weet sy het 'n arend verloor, sy het 'n eier verloor iewerste, dan roep sy. En sy gaan in sirkels en sy roep. Want ons weet, Jesus Christus dieselfde, broers en susters, en hy weet wie sy kinders is, en hy sal jou roep, en jy sal hy gestem hoor, jy sal hy geroep hoor, jy sal sien dat nee, ek is nie gebou vir hierdie modder, ek is nie hier gebou om in hierdie hoenderhok te wees nie, jy is gebou om in die hemel te vlieg, bo in die seëninge van die Here, en soos daardie roepstem uitgeroep word, voel jy dat daar iets in jou hart is, dat ek nie 'n hoender is nie, broers en susters, jy's 'n arend, jy's 'n kind van God, soos die woord jou uitroep, kan jy besef, dat ek nie 'n duiwelskind is nie, ek is nie 'n sondaar, wat in hierdie lewe wil aangaan, as 'n sondaar nie, maar daar's iets in jou, wat uitroep, om te weet, soos toe die Here vir daai vrou by die put gesit, toe hy met haar begin praat het, toe het sy agterkom, maar die Messias moet kom, en hy het gesê, maar hier is ek, en so wil ons vir jou sê, broers en susters, God is in sy woord, en soos wat hy jou uitroep, moet jy besef, dat jy vir groter dinge buite daar is vir jou, dat jy 'n hemelskind is, dat hy jou geroep het voor die grondlegging van die aarde, dat hy jou uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, en hy kan jou nooit verloor nie, en soos daardie roep kom, is daar iets wat in jou hart gebeur, en jy is besig om jou vlerke open toe te maak, jy wil na die hemele toe gaan, jy wil nie onder op die aarde rondhang hier in die hoenderhok nie, daar's groter dinge vir jou daar buite, groter hemelse dinge wat die Here vir ons het, om te verstaan, maar ons moet wedergeboorte wees, om het te verstaan, broers en susters, ons moet na daai blou druk kyk, ons moet na daai planne sien, maar hierdie het die Here dit vir my alles gegee, hy het vir my genesing gegee, hy het vir my salwing, saligheid gegee, hy het vir my al hierdie geloof gegee, hy het vir my liefde gegee, hy het vir my vreugde gegee, God het vir ons al hierdie dinge gegee, ons hoef nie hier onder in hierdie hoenderhok te wees nie, ons is 'n nuwe skepsel, ons het 'n nuwe natuur, ons is 'n arend, en so wil ek jou aanmoedig, broers en susters, dis nie net om in tale te praat, of te huil, of te skree, of koue rillings agter jou rug te kry nie, dit is alles wonderlik, maar daar's 'n dood, en daardie dood bring 'n geboorte, is 'n veranderde natuur, 'n veranderde gesindheid, die ou dinge is dood, die nuwe dinge is nuut, die wêreld is dood, en God is nuut, God is jou lewe, en die wêreld is dood vir jou. Ek hoop jy begryp dit, broers en susters, dat jy 'n nuwe skepsel is, wanneer jy wedergeboorte is. En dit is hoekom dit so belangrik is, sodat jy weet en kan sien, wanneer ek wedergebore is, wat is die lewe wat ek lewe? Want jy hoef vir my niks te sê nie, jy hoef net 'n getuienis te wees met jou lewe. En soos wat ons gesê het met daai boom, met die appels en die vrugte, jy kan sien wat 'n vrug daardie Christen of wys of uitbeeld. Beeld jy Christus uit? Of wat doen jy? Want Jesus het gesê, hierdie tekens, hierdie vir wat glo, die tekens sal hulle volg. So dis nie om te skree, of om lelik te wees, om te beklei nie, maar nee, die Here wil hê jy moet nederig wees, sagmoedig, minsaam, langmoedig. God is liefdevol, hy's goedhartig, hy's vergewend. Dit is God se gees. Wat reflekteer jy vandag? Hoe is jou lewe teenoor jou medemens? Is jy bereid om liefdevol te wees en liefde te gee, genade te gee? Is jy bereid om nederig te wees as iemand op jou skel? Is jy bereid om jou ander wang te draai as iemand jou slat? Of is jy nee, hierdie ou moet ek boks, ek moet vir hom teruggee wat hy vir my gedoen het. Ek moet probeer steel, of ek moet probeer lieg. En soos wat ons sien, wat ewen in Efesiërs wat ons gelees het, jy weet, daar's mense daar buite wat bedrieg, broers en susters, wat die mense bedrieg. Kom ons kom terug na God se woord toe. Wanneer ons gebore is
is hy ons Vader, hy is ons woord. En die woord is al wat saak maak. Ons worry nie oor die sensasies nie. Daar sal sensasies wees, maar ons gaan nie agter die sensasies aan nie. Ons gaan agter die woord aan. Want ons weet, die wêreld is dood en ons is lewendig in Christus. En so wil ek vir jou sê, broers en susters, die siel, onthou nou, goed of sleg, dood het nie een ding daarmee te doen nie. Dood neem net na sy bestemming. En as jy steeds die wêreld en die liefde van die wêreld daarin het, sal dit sterf saam met jou, want die wêreld moet sterf. God het die wêreld veroordeel. Dis die wêreldorde. So as jy die wêreld in jou het, die wêreld is veroordeel, dan gaan jy vernietig word. Maar God het klaar veroordeel en dit moet sterf. En as daardie wêreld in jou is, sal jy sterf met daardie wêreld. Goeieste, ek kan nie sien hoe dit enigste anderste duideliker kan wees nie. As dit goed is en is gebore uit God, moet jy teruggaan na God toe. Want die Here het gesê, ek kom van die Vader en ek gaan terug na die Vader toe. En so as jy gebore is, wedergebore, as jy die siel van die gees van God en jy is in die liggaam van Christus, al wat jy kan doen is om terug te gaan na die Vader toe. Wanneer jy hierdie tydelike liggaam moet neerlê in die grond, dan gaan jy terug, broers en susters, want ons weet die dinge van die wêreld, dit sal vergaan. En as jy die wêreld te veel in die wêreld in jou het, gaan jy vergaan. Maar as jy God in jou het, gaan jy terug na God toe. Maar as jy weergebore is jy lewendig saam met Christus. Jou begeertes is gefestig op dinge van bo en nie dinge van die wêreld nie. Is jy gesind om God se woord te verkondig, om te preek, om 'n getuienis, is jy bereid om vir God se kinders te lewe? Wat doen jy op 'n daaglikse basis, broers en susters? Gaan jy net uit om probeer geld te maak en jouself net te verryk? Ons sien dat, met Lazarus, daardie voorbeeld wat die Here verduidelik het van Lazarus en die ryk man, toe hy weer sy oë oopmaak toe sy in hel. Jy weet, waar hy skure opgebou het en sy rykdom te probeer vermeerder het, en hy wou nie weggee nie, hy wou dit nie verkoop het nie, hy wou nie Jesus gevolg het nie. Maar wat gaan ons doen, broers en susters, wanneer jy probeer die hele wêreld bymekaar gemaak het, en die Here het besluit om jou te vat, en jy gaan huis toe, en as jy jou oë oopmaak, maak jy dit in hel oop. Wat gaan jy dan doen? Wat was jy dan bereid om te gee vir die losprys vir jou siel? Was jy dan bereid om wedergeboorte te wees? Maar dan gaan dit te laat wees. Ek wil jou aanmoedig, broers en susters, maak daardie besluit nou. Jy moet nou doodgaan en sterf op daardie koper altaar. God het vir ons die oordeel gedoen. Hy het die pyn en die lyding gevat om jou op die kruis te hang, sodat ek en jy as kinders van ons almagtige God kan wees. Want ons weet, broers en susters, in Johannes sê, as jy die wêreld of die dinge van die wêreld lief hê, dan is die liefde van God nie eers in jou nie. Jy kan nie God aanbid en mammon, die wêreldorde nie. Jy kan nie. En hy wat sê ek het my lief en onderhou nie my gebooie nie, is 'n leienaar. En die waarheid is nie eers in hom nie. So jy kan nie sê dat ek God lief het, maar jy lewe glad nie hierdie woord nie. Dan is jy 'n leienaar. En met jou vrugte kan ons sien of jy 'n leienaar is. Dit is 'n bewys of jy 'n kind van God is. En dit is 'n bewys met God se gees in jou, wanneer jy verseël is in daardie liggaam van Christus, sal jy elke woord, sal jy amen sê. Ewen as dit seer maak, ewen as dit sny, maak nie saak nie. Jy wil die wil van die Vader doen. Want dit sê, Here, wat is my wil om U te behaag vandag? Met wat se geloof kan ek U behaag om soos die karakters in Hebreërs 11 te wees, soos Abraham en Dawid en soos Salomo, wat se karakters kan ek uitbeeld in vandag se tyd om soos Christus te lewe, om te wys dat Jesus Christus nog dieselfde is. Hoe die disippels uitgegaan het en God se woord verkondig het. Hulle het nie ge-worry oor rykdom en wat hulle bymekaar gemaak het nie, want waar jou hart is, broers en susters, is waar jou treasure is, dis waar jou rykdom is, waar jou hart is. Is jou hart op die wêreldse dinge, om by mekaar te maak en mense in te doen, of
wat ook al, jy weet, sonde van vandag is, daar soveel goeders wat 'n mens kan noem, is dit wat jy wil bymekaar maak, of wil jy liewerste 'n werk vir die Here doen? En kinders van wat daar buite is, terug te bring, om te wys, daar is 'n lewende God, maar jy moet ook 'n wedergeboorte hê, jy moet ook sterf op daardie kopersaltaar, jy moet ook sterf saam met jou offer, sodat jy kan 'n nuwe skepsel wees, en lewendig in Christus. En so, voor ek afsluit, broers en susters, die natuur binne jou, die Here moet dit verander. Want 'n kraai kan wys homself verf net soos 'n duif, en hy kan daar op die tak sit, maar hy eet, jy kan sien wat hy eet in die vuil dooie dinge wat hy eet, en hy kan saam met die duif blaartjies eet, en gaan sit hy op 'n dooie karkas en eet rou vleis. Maar in die binnekom, is in die binnekant wat belangrik is, broers en susters, hoe jy uitbeeld. So dit is nie net om 'n kerk by 'n kerk aan te sluit nie. Dis meer as begeertes van die wêreldse dinge. Moenie soos 'n aas voel van binne wees nie. Wees soos 'n duif, wees dat God se gees binne jou sou wees, dat jy gebore is, wedergebore, met God se gees binne jou, dat hy jou natuur kan verander. Want 'n vark kan jy mooi aantrek en sê, maar nee, jy's nou 'n lammertjie, maar sodra jy hom loslaat, hardloop hy vir daardie modder en gemaak homself weer waar hy 'n vark is. Hy rol in hy modder en hy eet alles wat hy kan bymekaar kry, want sy natuur is 'n vark. Maar as jy 'n lammer is en jy's 'n gelowige, kan jy nie net enige iets eet nie, want dit gaan jou siek maak. En so, broers en susters, as jy enige doktrine net vat, of God se woord verander, gaan dit jou siek maak, soos daardie malkruid. Jy gaan nutteloos wees, jy gaan onhanteerbaar wees, jy gaan so hartseer wees, en moedeloos en depressief wees, want God wil hê, ons moet sy woord na luister, ons moet terugkeer na sy woord toe, hy wil hê, ons moet sy woord manifesteer, en wys, dat hy nog steeds lewendig is, in hierdie tyd wat ons in lewe, en hy het my nodig, hy het jou nodig, om uit te gaan, om die woord te spreek, maar jy moet wedergebore wees, broers en susters, jy moet God se woord sien, en sy verborgenheid, wat hy in sy woord het, sy beloftes, sodat jy kan sien in wat sy ure jy lewe. Dit is soos daardie storie van 'n breinman wat sy Bybel onder sy arm gehad het, en hy kan nie gelees het nie. En hulle het vir hom gesê, jy weet, hulle het hom gespot en sê, glo jy wat jy onder jou arm dra? Hy sê nee, van buiteblad tot buiteblad. Ek glo tot wat op in die buitekant sê wat dit sê, jy weet, die Bybel is God se woord. Hy glo alles. Maar hulle sê vir hom, maar weet, as die Bybel jou beveel om te spring deur hierdie klipmuur, hy sê dan spring hy. En sê maar, wat gaan as die muur toe, hoe gaan jy daar deurgaan? Sê maar, God sal vir my 'n opening maak wanneer ek daar kom. Broers en susters, partykeer moet jy 'n stap in geloof vat. Wanneer jy deur daai klipmuur moet spring, sal die Here vir jou 'n opening maak, want ons is sy kinders en ons moet gehoorsaam wees en ons moet beweeg volgens sy geloof. Maar my raad aan jou as Christen is, as jy God liefhet, wanneer jy na God se koperaltaar van sy oordeel kom en jy wil weergebore word, lê net jouself daarop. Moenie verwag om weer op te tel nie, jy het gaan sterf. Dis jou einde van jou, dis al. As jy dit nie doen nie, as jy dit nie voel dat jy kan doen nie, moenie eers probeer nie, dit sal nie werk nie. Jy moet diep opreg wees, broers en susters, maar lê jouself op God se koperaltaar van God se oordeel en word net so dood soos die wêreld, soos Christus was. Sien, kom net so dood soos die veroordelinge slang wat in die tuin van Eden klaar voorgestel is in die vorm van 'n koperslang. Glad nie enige lewe daarin nie. As jy jou lewe, al sy lewe was weg, Christus was lewendloos. Hulle het hom van die kruis afgehaal en hom in die graf begrawe en hy was dood. En toe hy opgestaan vir ons regverdigmaking en hy het ons saam met hom as 'n lam op die altaar gesterf en hy's weer opgewek uit daardie dooie toestand, daardie selfde lewe wat hom opgewek het uit sy dooie toestand van die wêreld tot 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, dan word ons verseël deur sy Heilige Gees in die koninkryk van God tot die dag van ons verlossing.
So broers en susters, my aanmoediging om jou aan te moedig, gaan sterf op daardie altaar. Lê alles neer en staan op met 'n nuwe skepsel, met 'n nuwe natuur, met 'n nuwe begin, as 'n wedergeboorte as Christus, om sy woord te volg met alles wat in jou is. As hy vir jou sê jy moet doop in die naam van Jesus Christus. As hy jou hiertoe stuur, dan volg jy hom, want hy sal jou leiding gee, want hy ken sy kinders, hy weet wie is sy kinders. En so, as jy op daardie stadium kom, dis nie net 'n besluit nie, dis nie net 'n tradisie nie, dis nie net 'n geloofsbelijdenis nie, maar dis 'n dood, 'n sterf op daardie altaar om jou 'n nuwe skepsel te maak. En so wil ek jou aanmoedig, broers en susters, hou aan, byt vas, want die einde is naby. Net nog 'n paar dae, net nog 'n paar oomblikke, en die een wat ons aan glo en vertrou, gaan ons verander. In 'n oomblik gaan ons hierdie liggame wat die dodelike is, wat sterflik is, gaan onsterflik wees. Ons gaan vir altyd en altyd saam met hom woon. En so wil ek jou aanmoedig, broers en susters, om hierdie pad en hierdie reis, om te hardloop met alles wat in jou is. Want die Here sê, gaan hy geloof vind wat hy op die aarde kom. Ons moet deurdruk en vasbyt met alles wat ons kan, en ons moet op sy woord glo en deurdruk, broers en susters, sodat ons weet, wanneer ons daardie reis gaan eindig, dat ons saam met hom gaan wees, en dat ons die regte wedergeboorte is, dat ons die dinge van die wêreld afgeskiet het, dat ons 'n pad saam met hom lewe, saam met hom volg, tot ons weer kom haal. En so wil ek net saam jou bid, en dat die Here jou sal seën en jou sal bewaar, en wanneer jy deur hierdie proses gaan, want dit is 'n proses, sodat hy jou sal opbou in die statuur van 'n perfekte man, wanneer jy geloof in die kennis en die dankbaarheid, en wanneer daardie broederlike liefde in jou is, tot die volle liefde van God in jou sal wees, dat jy 'n statuur is, dat jy hierdie perfekte man is, dat jy sal nie wankel op die beloftes van God nie, en dat jy op God se woord sal lewe en sal uitspreek vir jou en vir jou mense om jou, en dat jy 'n getuienis is as 'n seun en dogter van God in hierdie tyd wat ons in lewe. En so wil ek net saam met jou bid. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê, Here, vir u woord. Dankie dat ons die waarheid kan sien, Here. Dat ons kan besef en sien hoe belangrik dit is om wedergeboorte te wees, Here. Dat ons kan sien dat as ons nie eers wedergeboorte is nie, hoe gaan ons in die koninkryk van God inkom? Hoe gaan ons die koninkryk van God sien? Liewe Vader, ek bid en vra dat almal wat hierdie boodskapie sal luister, Here, dat u vir hulle 'n wedergeboorte ondervinding sal gee, dat dit nie net 'n tradisie of 'n ritueel of 'n geloofsbelijdenis is om 'n besluit te maak nie, maar dat daar 'n ondervinding, 'n bo-natuurlike ondervinding sal wees, wat daar iets in hulle siele sal gebeur, Here, dat hulle sal sien dat tussen u en hulle een sal wees, want ons weet, Vader, dat u in ons is en ons is in u, dat ons een is saam met die Vader, soos wat u en die Vader een was, Vader, dat u Gees, wat ons skoon was, wat ons vul en in die liggaam van Jesus Christus plaas, dat ons vir u sal lewe, en dat ons weet, Here, dat u sal kom tot dat u ons weggeseel het, tot ons verlossing, Here, dat ons nooit verlore kan word nie, dat ons ewig is, soos wat u ewig was, Here. Ons sê dankie vir u woord, Here, ons bid dat u kinders sal seën, dat u hulle sal bewaar, sal versterk, dat u hulle sal laat groei in die statue van 'n perfekte man, Here, dat julle geloof sal versterk, Here, hulle kennis sal versterk, dat die broederlike liefde sal versterk, dat die liefde van God in hulle harte sal brand, en dat hulle hierdie waarheid sal sien, Here, dat ons moet sterf op daardie koperaltaar, ons moet sterf saam met ons Christus, dat ons die dinge van die wêreld op sy sy kan sit, en dat ons vir u kan lewe, en die getuienis en die kinders van God kan wees, soos wat u wil hê ons moet wees. Dankie, Vader, ons is lief vir Here, ons prys en ons dien u, ons vra, Here Jesus, dat u ons sal seën deur die week, en tot 'n volgende keer, Here, dat u ons sal help, en dat ons vir u sal lewe, en dat ons u naam sal hoog dra, want ons is deel van daardie koninkryk. Ons is so dankbaar, Here, vir elke openbaring wat ons kan sien, en dat ons kan deel wees van die groot plan van Jesus Christus. Dankie, Vader, ons vra dit in u wonderlike naam, Jesus. Amen.
Dankie broers en susters, tot 'n volgende keer. Bid vir ons bid vir julle en ons glo en vertrou dat die Here julle ryklik sal seën, dat hy julle sal help, sal versterk. Ons weet dat die pad nie altyd maklik is nie. Dit is partykeer 'n rowwe grondpad, maar een ding wat julle kan onthou en een ding wat julle kan besef, dat Jesus Christus by julle is. Hy sal julle nooit verlaat nie. Hy sal nooit weggaan nie. Hy sal by ons wees tot die einde van dae. Tot 'n volgende keer. Here seën.